Liewe gemeente en vriende, hartlik welkom hier saam met Charles en Thomas en myself. Dit is 'n voorreg om predikant van hierdie gemeente te wees van die Here. Charles, ons begin sommer by jou. Hoe gaan dit met jou en jou gesin en terselfdertyd ook hoe ervaar jy die geloofsgemeenskap van die gemeente? Ja, môre vriende, broers, susters, kollegas, lekker om op hierdie manier saam te kuier. Kortom, het gaan met ons goed. Aanvanklik was dit maar vreemd. Ons het so 'n bietjie in ons huis het toe ontaard in 'n kantoor waar Veronica vanaf skool hou en ek werk en my kinders vanaf studeer. So dit was aanvanklik maar vir ons vreemd, soos 'n bietjie oor mekaar se voete geval. Maar met die tyd kry jy ou jou ritme en dan begin jy ou maar die ding doen soos wat dit doen. En dit gaan persoonlik gaan dit goed met ons. Dit was 'n aanpassing om altyd mekaar almal of heeltyd by die huis te hê. So dit was maar 'n aanpassing. Maar dit was tog ook 'n tyd van so 'n bietjie nader mekaar kom in terme van mekaar se naby te beleef wat ons nie normaalweg voor kon geleentheid kry nie. So dit was vir ons gesin goed in die sin van om nader mekaar te kom en 'n bietjie ritme te kry in terme van ons eie huisstruktuur en ons eie huis inrigtingstruktuur. So dit gaan met ons op hierdie stadium gaan dit mis goed, waarvoor ek baie dankbaar is. Ja, en die geloofsgemeenskap? Wat dit betref, ek moet nogal sê, dit was maar vir ons vreemd, vir my dalk vreemder, om op hierdie manier te bedien. Die Zoom vergaderings, WhatsApp calls met kamera by waar ons mekaar kon sien, die erediens uitsendings was my vreemd en tog was dit my lekker, dit was my iets van 'n opwinding om dit so 'n bietjie anders te doen op 'n manier, maar met die tyd het ek al hoe meer gevoel, ja, ek mis iets, ek mis mense, ek mis teenwoordigheid, ek mis fisies naby wees, wat ons op hierdie stadium nie werklik kan beleef nie. Maar ek moet sê, dit was 'n verrykende tyd in terme van nie dink oor hoe kan ons bedien. Maar ja, so vorder ons maar. Ja, so. Ja, dankie Charles. Die tyd wat julle by my kom, gaan ek nie veel wat kan byvoeg nie, want julle sê dinge wat ons self ook beleef, nê. Thomas, daar by jou, gaan dit julle met julle klomp? Ja, ek dink ons het baie soortgelyke belewennisse as wat Charles nou beskryf het. Daar was wonderlike tye in hierdie lockdown tyd. En daar's baie moeilike tye. Ek en my familie is maar ekstroverte, so jy weet, ek dink ons het vir die eerste keer beleef, wil ons amper sê, wat introverte beleef. Ek lag nou die dag met een van die Bybelstudiegroepe, toe sê een van die wijkleiers, jy weet, hy het na so 5 weke as introvert begin besef wat ekstroverte nou moet beleef, want hy begin nou selfs mense mis, en toe het hy vir die eerste keer verstaan hoe erg dit moet wees nou vir ekstroverte, want hy het dit so half vir die eerste 5 weke nie agtergekom dat dinge anders is. So dit is mense so anders om mekaar gesit. Ja, so baie wonderlike tye as gesin saam, nie dink belewenis van net 'n rustigheid tog in terme van die skool, die kinders se besigheid en tyd by mekaar en so nuwe gefokuste huisgodsdiensttyd. Ons het 'n hele nuwe ritme met dit gekry wat great is. Maar aan die ander kant tog ook 'n gemis en 'n vraag oor hoe gaan dit verder en ja, ek dink vir my grootste belewennisse is dat ek nogal beleef het dat ouens voel omdat hulle ons nou op die kamera sien, dat hulle voel hulle het kontak met ons, maar dat ek nie voel ek het kontak met mense nie. So ek het in die begin 'n geweldige angstigheid gehad om te sê, maar hoe gaan dit? Wat gaan aan? Wat gebeur in die gemeente? Waar is almal? Jy weet, so en dit het dan 'n bietjie rustiger geword, alhoewel iets van dit nog nie heeltemal weg is nie, omdat mens nie die voorreg het om te sê, maar ek gaan dalk die ouens dalk Sondag sien nie. So dis maar van ons belewennisse, goed en sleg, uitgedaag in hoe ons bedien. So, maar dankbaar ook, die Here was goed vir ons gewees in hierdie tyd, dink ek, dit was ons belewenis ook wat die geloofsgemeenskap aanbetref. Ja, sure. Ja, wat ons ook betref, ek is so dankbaar, ek dink ons drie gesinne is dankbaar teenoor die Here vir sy versorging, nê. Ons is gesond, ons het kos en klere, ons het 'n plek om te bly. En die Here versorg ons deur die gemeente, en op hierdie manier wil ons ook vir die gemeente sê, baie dankie. Natuurlik in die eerste plek vir ons Hemelse Vader. Maar dis wonderlik om te sien hoe die Here omgee vir ons deur mense. Dis waarvoor ons ook vir almal wil dankie sê. Wat ons persoonlike omstandighede betref, dis baie soos julle ook daar sê, skielik is ons meer in mekaar se geselskap. Ek dink ons is nie net fisies nader aan mekaar nie, maar ook regtig geestelik nader aan mekaar.
waar mens meer tyd kon maak en sê, okay, daai tyd gaan ons saam Bybel lees, of ons pas bietjie aan. Terwyl in normale omstandighede het elkeen sy eie tydskedule. So, en ek dink ons let meer op mekaar ook. Daar was nog nie vreeslike ontploffings in die huis gewees wat verskille nie. Eintlik die teendeel, ons let regtig op mekaar. En wat die geloofsgemeenskap betref, ervaar ek dit, ek wil dit amper sê meer op hierdie oomblik vir ons as gesin ook. Dit klink dalk snaaks en vreemd, maar dis hoe dit is. Die omgeegroepe, die Bybelstudiegroepe waarby ons betrokke is, mense gee regtig om. En soms dan ruil mense 'n bietjie kos uit. Dan sê ons vir iemand, weet jy, ons bring vir julle kos Vrydag aand. En as ons weer sien, dan sê hulle nee, hulle bring vir ons. Maar ons is baie dankbaar vir die omgee. Dankie vir julle twee ook, as kollegas, vir julle harde werk en bediening en dien van die Here, hoor. Charles, wat is in kort die beginsels van geloofsgemeenskap? Want dis onder andere waaroor vanoggend se saamwees en gesprek gaan. Ja, julle kollegas, afpag in by waar ek nie alles sê nie, as julle goed wil byvoeg, doen dit gerus. Maar ek het baie gedink oor wat geloofsgemeenskap of gewoon gemeenskap tussen mense beteken. En ek het twee goed besef. Die een ding is dat om fisies by mekaar te wees op dieselfde tyd op dieselfde plek nie noodwendig gemeenskap tussen mense beteken nie. Ek bedoel, jy kan maar kyk na mense wat byvoorbeeld by 'n restaurant sit en eet. Dis 'n gesin van 4 om 'n tafel en elkeen op sy eie selfoon besig om met elkeen te praat. So, ten spyte van hierdie geweldige sosiale media wat ons het, en hoewel ons dan fisies by mekaar kon wees, beteken dit nie noodwendig gemeenskap van mense by mekaar nie. So, dit aan die een kant. Aan die ander kant, om heeltyd net met mense op sosiale media in gesprek of teenwoordig te wees, is ook nie 'n werklike belewing van nabyheid van teenwoordigheid. Ek mis nogal daai fisiese teenwoordigheid van mense. Nou lees ek en ek wil graag vir julle, iemand stuur vir my 'n mooi WhatsApp oor hierdie goed. Kan ek vir julle in Engels lees? En jy weet my Engels is natuurlik die heel beste tussen ons 3 kollegas in. Maar dis is 'n sinnige hy skryf, it's easier being in each other's presence or each other's absence than in the constant presence of each other's absence. Hy sê dit is beter om of heeltyd in mekaar se geselskap te wees fisies, of dan heeltyd weg van mekaar af te wees. Dit is beter as om heeltyd in die teenwoordigheid van mekaar se afwesigheid te wees. En dit is iets wat ek beleef, nee. Dit is iets van daai ding van ons probeer reg by mekaar wees, en dit is 'n vorm van by mekaar wees, maar ek dis nie die real deal nie. Dis nie die werklike ideaal nie. Maar goed, toe ek nou 'n bietjie verder gaan dink oor geloofsgemeenskap in terme van 'n gemeente, en die wonderlike van 'n geloofsgemeenskap, bely ons in Sondag 21 van die Katekismus dat die Here Jesus vir hom 'n gemeente, met ander woorde 'n gemeenskap van mense, deur sy gees en woord vergader het, by mekaar gemaak het, en dan staan daar in die eenheid van die ware geloof. So daar's geloofsbande wat ons as gemeente aan mekaar bind, al is ons nie fisies by mekaar nie. Ek wil so 'n bietjie anders sê, ek dink die bloed van Jesus vloei deur ons almal se are, en daarom is ons bewuslik en onbewuslik by mekaar, en het ons 'n behoefte aan mekaar se geselskap, en wil ons graag by mekaar wees. Al kan ons nie by mekaar wees nie, beleef mense tog iets van die verlange, maar ook tog iets van 'n nabyheid by mekaar. Paulus skryf in Efesiërs 4, skryf hy daarin van daar is een liggaam, een gees, en een hoop waartoe God ons geroep het, en dan sê daar's een God, die Vader van ons almal. So ons is tog, hoewel ons nie nou fisies by mekaar kan kom nie, bestaan ons geloofsgemeenskap tog. Dit het nie ophou bestaan nie. Dit bly geestelike eenheid wat ons saam leef as gelowiges, as gemeente van die Here. So dis wat ek sover wil sê, René, as jy wil inhaak, moet jy regtig byvoeg. Ja, dankie man, dis inderdaad so. Thomas, wil jy 'n bietjie inkom hierso met praktiese dinge? Jy is uitbrei wat hy sê, maar dalk prakties. Ja, nee, ek dink Charles het dit mooi saamgevat. So op 'n manier is dit wat ons nou het om nie fisies soos ons wil by mekaar te wees nie, ons kan nie, en dis 'n groot gemis. Aan die ander kant is dit so waar, daai sielkundige ding het jy nou nog nie vir ons voorheen gestuur nie, want dit is so waar, jy kan ook fisies by mekaar wees,
en dan net mekaar mis in die beeld van die restaurant is so waar, nee. En ek dink dit is bietjie wat ons leer waarvoor ek sal pleit en wat ek tog sien is jy weet daar's mense wat in hierdie tyd sit en wag vir dinge om weer terug te gaan na hoe dit was, mis geweldig uit want hulle ek weet met mense te doen wat net sit en wag eintlik en sê ek verlang so na daai tyd teenoor mense wat in hierdie tyd sê nee, geloofsgemeenskap, dis nou nie ideaal nie, maar ek gaan al my energie ingooi in dit wat ons nou kan hê. En daar is 'n groot verskil, nee, en mense se belewenis dan van hierdie tyd versus die een ou wat sê, ag nee, ek sit en wag, die ander ou wat sê nee, ons het al hierdie tegnologie, dis nie ideaal nie, maar ek gaan dit aangryp en binne in die blokke waar ek bedien wat nou aan die een kant D en E blokke is, maar ook die CCC blok van die gemeente, was dit regtig ook die geval, so die ouens wat hierdie ge-embrace het, wat gesê het ons het eintlik beter gemeenskap op 'n manier met mekaar want wat die tegnologie nou doen is as jy inskakel vir Zoom dan is jy tog baie meer intentioneel. Niemand skakel in en luister dan nie en dink aan ander goed nie. Jy weet terwyl partykeer as mense na 'n Bybelstudie groep gekom het of wat ook al was ouens so 'n bietjie jy weet daar maar nie daar nie want dis maar in 'n gewoonte gewees. So nou is dit 'n nuwe ding. En so ons belewenis by al die klein groepe wat op die manier funksioneer is, dat dit eintlik op 'n manier baie meer intentionele, beter gemeenskap is. Nie ideaal nie, maar beter. Al by CCC blok het ons nogal gesukkel omdat ons nou 'n later tydsgeleef het in die oggend en omdat ons bietjie ons aand goed verander het om weer iets van daai momentum met die gemeenskap op te tel en hierdie lockdown uiteindelik vir ouens laat honger daarna. Ons het nou 3 baie aktiewe missional communities wat ons dit noem. Het gaan waarskynlik saamsmelt in 2, maar ouens is ywerig om daarvan deel te wees en ons het eintlik gegroei met mense wat op die randjie van die gemeenskap was en in hierdie tyd nou 'n vreeslike sterk behoefte ontwikkel het daarvoor. So ons is dankbaar daarvoor dat dit eintlik wat gemeenskap betref 'n beter tyd was. Al kan ons nie fisies by mekaar wees. Ja, dis waar. Ek ervaar dit ook so met die Zoom Bybelstudiegroepe, nê. Dinsdagoggend het ons die manne Bybelstudiegroep en daar's eintlik meer mense wat bygekom het. Maar dis so aangename verrykend. Elke keer aan die einde sê ons vir mekaar, kyk net wat gee die Here vir ons. En dan is daar 'n Woensdag aandgroep ook wat al die jare nog by mekaar kom en nou met Zoom is daar amper 'n groter teenwoordigheid. Want dit is vir sommige mense makliker. Selfs met die konversasie. Ek ervaar as sommige van die jong mense amper meer vrymoedig is om te praat op sy rekenaar as in die klasie self. So maar ons moet mekaar tog ook aanspoor, elkeen in die gemeente om te sê, help my. Want ons kan so maklik mis. Ons is nie daar om te sien hoe dit met iemand gaan nie. So jy moet meer daar op 'n dag wees. Ek dink dis nogal 'n belangrike ding. Om mekaar te kontak, nê. En te vra hoe gaan dit? Maar dat ek en jy ook sê asseblief help my. Jy gaan nie weet hoe dit met my gaan as ek nie vir jou sê nie. Ja, ek wil vra, beleef julle dit ook so? Ons het 'n Woensdag aandgroep wat elke Woensdag aand by mekaar kom om Zoom Bybelstudie hou, maar ek hou dit korter as normaalweg want ek kom agter die ouens raak moeg. So in plaas van 'n uur het ons 3 kwartier Bybelstudie en dan kuier ons vir so 15 minute. Want ek kry die idee dat die ouens op 'n manier se konsentrasie omdat hulle so intentioneel heeltyd betrokke is, wat niks trek hulle aandag af nie, of veronderstel, ek weet nie wat doen hulle agter die skerm wat ek nie kan sien nie, maar omdat hulle so intentioneel betrokke is, dink ek dis geweldig emosioneel uitputtend, en dan probeer ek dit korter hou, op hierdie manier. Ek weet nie of julle dit ook so beleef nie. Ek beleef dit so 'n bietjie anders, almal wys hulle gesigte wat kan, en soms gaan dit oor die tyd, want daar is nou meer vrymoedigheid amper. So ek dink dit hang wel af van die omstandighede, wie dit is en hoe dit gaan met elkeen. Maar ek dink in die reël is dit sekerlik is meer intens. Maar by jou, Thomas? Ek dink dit is dis ook dan 'n bietjie af van die groep en die dinamika en die fokus. Jy weet, so ons het byvoorbeeld na eredienste in die oggend met die Engelse groepe het ons kuiergroepe en daar is dit baie meer informeel. So ons vra letterlik vir mekaar hoe gaan dit? Ons gee 2 sinne vir elkeen om te sê oor die erediensbelewenis en die preek en ons bid vir mekaar. En dit voel asof daai 'n bietjie meer momentum het om langer aan te hou. Terwyl as jy gefokus sê net maar 'n stuk met mekaar bestudeer en jy praat oor diep, jy weet half meer moeiliker goeters,
En hulle sê daar's 'n regtig sielkundige verklaring vir dit, want as ons fisies bymekaar is, kan jy eintlik ouens se liggaamstaal lees, jy het baie meer inligting wat jy kry, terwyl nou is dit amper hierdie een, wat sê jy sê, tweedimensionele ding, so jou brein is eintlik heeltyd besig om harder te werk, om ouens se goeters te lees, en dis hoekom ons moer raak, jy sukkel meer om te konsentreer, en jy's meer gefokus, jy is net meer, en jy moet meer dink, so daar's 'n fisiese verklaring, so ek dink dit hang af van die formaat 'n bietjie, maar meestal beleef ek ook dat ons moet korter of baie meer op tyd gefokus wees as wat mense was fisies. Laastens nog iets van jou, amper sê ek ken nie Charles, want dis wat jou naam wat hier is, Henry Charles van Rooi. Charles, nog iets van jou? Nee, dit is goed om op hierdie manier met ons gemeente ook te praat, net om vir julle te sê, ons leef nog. En dankie vir julle voorbereiding wat ek kort van boodskappe kry. En ons geniet die bediening met al die uitdagings, so baie dankie. Dankie, hoop dat jy ons host was vir vanoggend. Ja. Thomas, nog iets van jou? Nee, my enigste oproep is maar, jy weet, ek dink ons probeer hard, ons is in overdrive om te probeer seker maak dat almal gekontak word en dat ons self soveel as moontlik mense kontak as wat ons kan, maar asseblief moenie huiwer om vir ons net te bel nie, dit is lekker, partykeer as gemeentelede sommer net bel om te hoor hoe gaan dit met ons, en dat mens dan optel, of as daar probleme is, of vreugde is, of enige iets, ons het nodig om almal verantwoordelikheid te vat, meer as ooit vir die geloofsgemeenskap. Ons kan dit nie net in die hande van 1 of 2 of 3 mense plaas nie. So bel vir ons, maak kontak, stuur 'n e-pos, vra, reageer op die preke. Dit is baie lekker as mense dit doen. So ons is dankbaar daarvoor. Dan weet wat aangaan. Ja. Maar kom ons sluit hierdie saamwees af met gebed. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U. Dankie dat ons drie saam met mekaar kan wees, saam met U, maar ook saam met die gemeente en vriende wat ook deel in hierdie saamwees en met hierdie video. En ek bid dat U elkeen vashou. Ons bid dit, o Vader. Dankie vir die voorreg wat ons het as predikante van hierdie gemeente van U. Gee vir ons wysheid en insig en uithou vermoë, en ons dankie vir al die liefde wat ons van U ontvang en van die gemeente. Ons bid dat U elke persoon, elke individu, klein en groot dra in hierdie tyd. Wys vir ons al hoe meer wie ons is, en wie ons is juis omdat U ons liefhet, omdat Christus ons verlosser is. En gebruik ons ook in hierdie dag en in hierdie week. Dankie vir beskerming, bid ook vir elkeen wat elkeen sy eie nood het en beproewinge, wil U daar ook uitkoms gee. En ons vra dat U ons sal help om mekaar verder te help. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen, dankie julle. Dankie julle. Dankie, dit was lekker om jou te kuier.